Welkom, jy is weer hier, want ons is besig om doelgerig te bid om as 'n span deur die krag van gebed en die krag van die Here 'n nuwe jaar anders te maak, beter. 'n Jaar soos wat die Here wil hê dit moet wees. En daarvoor is nie baie tyd nodig nie, 5 minute luister, 10 minute doelgerig saam bid, na jy dalk 'n paar goedjies neergeskryf het, sodat jy jou gedagtes kan fokus, en op die eind vir 5 dae na mekaar, sodat ons groep van dalk 500 kan regtig deur die krag van die genade van die Here hierdie jaar kan anders maak. Waarop fokus ons vandag? Hier tussen die kerkbanke en voor die orgel moet ons vandag bid vir ons kerke. Want kerke is God se plan hoe hy by die wêreld gaan uitkom. En daarom moet ons sommer net droom daaroor. Droom, hoe moet kerke wees? Hulle moet die mense wees wat deur God versamel is. Sodat ons as versamelde, toegewyde, gelowige mense 'n branding in ons hart sal hê, sodat ons die Here wil dien uit passie, nie net uit gewoonte of so flouerig nie. Ons moet by mekaar wees met 'n liefde in die hart en 'n geloof ooggerig op die Here. Ons moet gewillig wees om diens te lewer, sodat dit nie net na binnekant toe is nie, maar dat ons die wêreld sal mooier maak deur ons harde werk. En daarom moet ons veral bid vir kerke wat propvol op 'n Sondag sal wees, want dis die inspirasie oomblik. En dat op daai oomblik daar gesing sal word met orgel en met bande en wat ook al, sodat die Here geloof kan word. En vir leraars en leiers wat kan voorloop en voorsê, sodat ons God se woord, nie ons eie gedagtes nie, maar inspirerend, nooit dooierig nie, sal uitdra. Dis waarvoor ons moet bid. Goed, kom ons begin met ons lysie. Vir wie almal moet ons bid? Ons moet vir al die kerke bid, nie net vir myne nie. Maar skryf jou eie kerk se naam heel bo aan, maar dan begin jy so 'n klompie name rondom skryf. Al die kerke in jou omgewing, in al die kulture, die Afrikaans en die Engels en die Zulu, en die in jou woongebied in swart en wit. Almal van hulle is deel van God se sout van die aarde, en ons moet bid dat daardie kerke inspirasiepunte sal wees. Sout van die aarde wat keer dat verrotting in daai deeltjie van Suid-Afrika gekeer sal word. En daarom noem die name spesifiek op die naam af, sodat ons daarvoor kan bid. En dan, wat moet ons alles bid? Dalk moet ons begin deur te sê, kom ons bid eers vir my. Ek is lidmaat. Want dis die krag, die spierselletjie wat die hele liggaam laat beweeg. Here, kom ons bid dat ek my gawes, my plek in die liggaam van Christus sal weet en dan sal uitvoer en 'n aktiewe lidmaat sal wees. Dis begin by jouself, want dan gaan jy ook na die leiers toe. Die mense wat met woord en met musiek leiding neem, sodat dit inspirerende leiers sal wees. Leiers wat oog op Jesus sal hou en wat op die ou end vir die Here sal dien met 'n passie in 'n hart en 'n bo-menslike wysheid, want die lewe is ingewikkeld dat ons nie elkeen ons eie stokperdjie het en net daarop fokus nie. Kom ons bid vir alles wat 'n kerk dinamies lewendig sal maak. En dan moet ons ook vra, wat se probleme moet ons bid, want ons moet ook teen probleme bid. As ek rondom my kyk, is die groot bekommernis en probleem wat ek het, 'n kerk losheid en na COVID 'n kerk luiheid. Dat hier so 'n klomp mense bly wat iewers van tevore soms getrou en aktief was en nou sommer net passief en lui geword het. Kom ons bid dat hulle in hulle harte branding sal hê, maar ons die soeker sal wees wat hulle gaan haal om hulle terug te bring. Dan wil ek ook maar net bid, vra dat ons bid vir ons kerke se interne goeders. Want partykeer is ons so na binne gerig, dat ons nie uitreik nie. Dat ons 'n uitreike koninkryksvisie sal hê, wat ons mense sal gaan haal, en gewillig sal wees om die wêreld te verbeter, al sê ons die ongemaklike goed, waarvan mense nie baie hou nie. Dat ons kerke dit vreesloos sal sê.
En dan ook dat ons kerke vol harmonie sal wees. Want as 'n kerk vol baklei is en ons kritiseer vir mekaar, dan wil niemand in so 'n kerk wees nie. Wat is die droom wat God het? Kom ek stuur vir jou weg met 'n teks. Gaan lees Hebreërs 10, want dis die doel van 'n kerk. Ons moet na mekaar omsien, ons moet mekaar aanspoor en daarom moet ons getrou wees, nie wegbly nie los rondlopers wees nie, maar dat ons saam in ons kerke die Here sal dien. Kerke wat sal blom. Dis waarvoor ons bid. Seën mense.